Here, ons erken vanoggend dat U koning is, dat U Here is. U is die God wat die hemel en die aarde geskaap het en alles wat daarin is. U is die God wat mens geword het en aan die kruis van Golgotha kom sterf het, weer opgestaan het uit die dode, sodat ons die ewige lewe kan beerwe. En die ewige seëning en beloftes van U woord deel kan word van ons lewe. Ons eer U daarvoor, ons aanbid U. Ons erken dat U ons God is en daar is geen ander nie. Soos wat ons vanoggend gesing het, Here. Dis ons belydenis van ons hart. Dis die geloof wat ons uitspreek. En dis die lewe wat ons wil lewe. Niemand soos U nie. God van die hemele, God van die aarde. Kom en openbaar U self in heerlikheid in U koningskap. In en deur U ons wat U kerk is. Ons bid dit in die naam van Jesus. En ons dank U daarvoor. Halleluja. Amen. Prys die Here. Kom ons neem ons sitplekke. Dankie Vader. Kom ons maak ons harte oop vir die woord van die Here. En vir dit wat hy vanoggend vir ons wil sê. Ons is besig met hierdie reeks breek deur na die heerlikheid van God. En vanoggend, as die Here wil, ek glo dat ons dit so sal afsluit dan vanoggend hierdie reeks. So kom ons maak ons hart oop en ons luister na hierdie dinge wat die Gees van die Here vir ons wil oordra. Ons het gesê dat in elke situasie en in elke keuse, elke besluit wat ek neem of wat ek moet neem, is daar deur die Here Jesus Christus 'n deurbraak na die heerlikheid van God. Ons sien dit dalk nie net altyd raak nie. Daarom is ons besluite en ons keuses en ons situasies baie keer nie soos ons wil hê dit moet wees nie, omdat ons nie daardie deurbraak raak sien nie. Daar waar die goddelike oorwinnings lê en die oplossings en die triomf in die Heilige Gees. Maar ons moet na dit soek met ons hele hart en met ons hele wese, met alles wat in ons is, deur die verbintenis, en ek wil dit noem 'n onbreekbare verbintenis, wat ons met die deurbreker Jesus Christus bou. Sodat ons 'n lewenstyl sal aankweek, 'n goddelike lewenstyl, waarin my lewenshandel en my lewenswandel saam met die deurbreker sal wees. Nou ons het in die afgelope weke 5 waarhede of 5 sleutels deurgewerk wat ons moet deel maak van ons lewenstyl, sodat ons hierdie heerlikheid, hierdie oorwinning, hierdie oplossing, hierdie triomf, hierdie regte besluit en regte keuse na die hart van die Vader kan maak in al ons omstandighede en in al ons situasies. Ek gaan vinnig die vorige sleutels noem, die vorige 5. Die hart van die Vader, die hart van God, naamlik om God se gedagte en wil rondom elke saak en elke aspek te soek en so te leer ken. Die tweede een was die teenwoordigheid van God, daardie 24/7 gedurende bewustheid van die Here God by my en in my, om dit aan te kweek en deel te maak van my lewenstyl deur in die Gees. Derdens die visie van God, naamlik om met God se soort geloof in my saak en omstandigheid in te sien, en met daardie geloof in my hart oor die situasie, die besluit, die keuse, die omstandigheid te roep en te bid. Dan die stem van die Here, die stem van God was die 4de punt, naamlik om helder en duidelik die Here se stem te hoor, daarna te luister en baie belangrik gehoorsaamheid, absoluut onvoorwaardelik geheel en al aan hierdie stem van die Here. Dan die 5de punt wat ons verlede week gepraat is oor die Heilige Gees van God, die mees intiemste metgesel van die kind van God wat tot in ewigheid
by ons sal wees. Ons het ook die verskil tussen die Heilige Gees by ons of oor ons, teenoor die Heilige Gees binne in ons of in ons behandel, en hoe dit my lewenssituasie raak, my besluite, my leefstyl. Ons het ook gepraat oor die verskil tussen die stem van God en die sagte klein stemmetjie van die Heilige Gees, wat die innerlike leiding in my gees gee. Goed, nou gaan ons vandag die laaste 2 punte behandel. Punt nommer 6 is die woord van God. Die woord van God. Hoe belangrik is die woord van God nie? En hoe hoog word dit nie geag in die oë van die Here nie? Die psalmis sê in die boek van Psalms hoofstuk 19 vers 8 tot 12 beskryf hy die karakter van hierdie woord van God, en hy sê, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop my siel. Die getuienis van die Here is gewis, dit gee wysheid aan die eenvoudige. Die bevele van die Here is reg. En elke keer is daar, wanneer hy praat van die wet, die gebod, die bevele van die Here, die getuienis van die Here, dan praat hy van iets van die woord, wat die woord is. Die woord is die wet, die woord is die getuienis, die woord is die bevele van die Here, die woord is die gebod van die Here. Dit is suiwer, dit verlig die oë. Die vrees van die Here is rein, dit bestaan tot in ewigheid. Die verordeninge van die Here is waarheid. Tesame is hulle regverdig. Hulle is begeerliker as goud, ja, as baie fyn goud, en soeter as heuning en heuningstroop. En dan sê hy in vers 12, ook word u knegt daardeur gewaarsku, deur hierdie woord. En in die onderhouding daarvan is groot loon. Nou die langste hoofstuk in die Bybel, wie van julle weet wat is die langste hoofstuk in die Bybel? Psalm 119 word gewy aan die woord van God. Dit beskryf die wonder van die woord van God. In die 160ste vers van Psalm 119 word daar gesê, die hele inhoud van u woord is waarheid. So die hele inhoud van God se woord is waarheid. En al u regverdige verordeninge is tot in ewigheid. So hy word 2 dinge van God se woord gesê. Alles wat daarin staan is waarheid, en dit is tot in ewigheid. Nou kom die Here Jesus, en hy sê in die boek van Johannes hoofstuk 6 vers 63 sê hy, die woorde wat ek tot julle spreek is gees en is lewe. So iets in die woord van God, wat God daarin geblaas het, wat dit kragtig maak. Die Here God ag sy woord baie hoog. Inteendeel, ons weet dat die woord van God is 'n uitdrukking van homself. Dit sê vir ons wie hy is en wat hy is en wat in sy hart is. Die Bybel sê vir ons in Johannes 1 dat in die begin was die woord en die woord was by God en die woord was God. So die woord is God en God is die woord. Nou kom Dawid en hy sê in die Psalm 138 vers 2, hy sê ek sal my neerbuig na u heilige paleis en u naam loof, om u goedertierenheid en om u trou ontwil. Dis waarom ek my deel maak van die paleis van die Here. Dis waarom ek myself neerbuig na die heiligdom van die Here, omdat God goedertierenis is, sy liefdestrou en sy trou is geweldig. En dan gee hy 'n rede, hy sê want, onthou as mens die woordjie want gebruik, dan beteken dit jy gee rede hoekom jy iets gesê of gedoen het. So hy sê ek doen al hierdie dinge, want u het vanweë u ganse naam u toeseggings groot gemaak. God se toeseggings is niks anders as sy woord nie, dit wat hy spreek. Hy sê u het dit groot gemaak,
vanweë u ganse naam. In eenvoudig Afrikaans beteken dit, u het terwille van u naam u woord waar gemaak. U het terwille van u naam u woord waar gemaak. Die King James version van die Bybel sê, for you have magnified your word above all your name. Dit beteken maar net eenvoudig dat die Here God het sy naam onlosmaaklik aan sy woord verbind. God se woord is vir hom ontsaglik belangrik en daarom sê hy, ek het terwille van my naam, my ganse naam, my toeseggings, my woord, dit wat ek sê, groot gemaak. Terwille van wie ek is. Sy naam is 'n uitdrukking van wie hy is. Terwille van waarvoor ek staan. Terwille van dit wat in my hart is, waarvoor ek myself openbaar en myself bekend maak in julle midde. Terwille van my hart, wat ek aan julle bekend gemaak het en my openbaring in julle midde, sal ek my woord laat manifesteer. En dit wat ek sê, sal gebeur in julle midde. Ek sal aan julle my heerlikheid toon en my naam gestand doen in julle midde. God verbind sy naam onlosmaaklik aan sy woord, mense. Sy naam en sy woord is eintlik, word eintlik hierdeur gesê, is een. God se naam is die uitdrukking van sy wese. God se woord is die uitdrukking van wie hy is. Die Here God is wat sy naam is. En die Here God is wat sy woord is. Daarom sê hy, ek sal my woord in julle binne laat gebeur en ek verbind my naam daaraan. Ek is so seker van die waarheid en van die krag en van die integriteit van my woord en dat my woord sal uitvoer en sal doen waarvoor ek dit gestuur het, dat ek my naam op die spel plaas. Die Here sê, my woord sal in julle midde gebeur, en ek verbind my naam daaraan. Eintlik sê die Here, ek is so seker van die waarheid in my woord, en so gedetermineerd om my woord gestand te doen en uit te voer, dat ek my naam daaraan verbind. As ek my woord nie gestand doen nie, dan is ek nie meer die naam Here werd nie. Is dit nie geweldig nie? Weet jy wat nie? God het nie eendag gaan sit en besluit, ek moet nou 'n Bybel skryf, 'n woord skryf, van wat ek alles wil hê en alles wat ek wil graag sien nie, wat se reëls, wat se regulasies, wat se wette, wat se verordeninge, en dan gaan ek dit vir die mense gee, en dan moet hulle dit uitvoer, en dan sal ek maar eenvoudig net moet doen wat ek geskryf het. En wanneer hy dit klaar geskryf het, dan kom sit hy, en dan ewe skielik, herinner jy hom aan iets wat hy geskryf het, dan sê hy, o aarde tog, waarom het ek dit geskryf? Ek is nou nie eintlik lus om dit te doen nie, maar nou is ek verplig om dit te doen. Weet, mense maak so, is dit nie? Ons maak wette, en ons maak beloftes, en ons maak dinge, en dan later as ons dit moet doen, dan dink ons by onsself, dom, hoekom het ek dit gesê? Hoekom het ek nie maar eerder so gemaak nie? Dan is ons spyt oor wat ons gesê het, want nou moet ons doen wat ons gesê het. Maar God is nie so nie. God se woord is nie iets wat hy uitgedink het en homself daaraan verbonde gemaak het nie. God se woord is wat hy is, wie hy is. God se woord is wie hy is. Hy het sy woord, hy het homself geskryf. Hy het homself aan ons op geskrewe bladsye gesit, sodat ons verstaan en weet wie hy is. So wanneer God sy woord in ons midde gestand doen, is dit nie omdat hy dit moet doen en homself daardeur vasgepraat het en homself daardeur vasgeteken het nie. Dis omdat hy dit is. Dis hoekom hy dit doen. Hy is dit. Hy is vrede. Dis hoekom hy vrede bring. Hy is geneesheer. Dis hoekom hy gesond maak. Hy het dit nie homself daaraan vasgemaak nie. Dit wat hy is, het hy geïnspireer en ingeblaas. In die wat uit sy mond uitkom, is wat hy is. En dit het hy vir mense gesê om neer te skryf. Dis hoekom Paulus daar in 2 Timoteus 3 vers 16 en 17 sê, die hele skrif is deur God ingegee, want dit is wie hy is. En is nuttig tot lering, tot weerlegging, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid,
sodat die mens van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. God se woord is deur homself ingegee, deur homself geïnspireer. Dit dra sy wese, dit dra sy krag, dit dra sy salwing. Daarom sal die Here God niks doen of sê wat buite sy woord is nie. Want hy kan homself nie verloon nie. Sy woord is daarom ons volkome toe te rus, sodat ons te alle tye kan leef en wandel in dit wat die Here God behaag. Jy moet vanoggend besef dat geen inspraak van God, geen leiding wat jy ontvang, geen stem van wat jy hoor, wat jy dink wat van die Here af is, geen gesig wat jy sien, of visioen of droom, dat geen manifestasie of werking of bedeling van die Heilige Gees ooit teen God se woord is nie. Want as God moet praat of moet vertoon of moet werk of moet manifesteer buite sy woord, dan verloon hy homself. Want sy woord is hy, is wie hy is. Alle leiding, alle insprake wat die Here God jou gee, en elke keuse waarin God jou 'n openbaring gee, sal dit altyd in lyn wees met sy woord. Daarom is dit nie, kan ek nooit of hoef ek nooit vir die Here te vra vir leiding, vir rigting in 'n spesifieke saak, as dit alreeds in sy woord vir my uiteengesit is nie. Mense, en as ons nie die woord van God ken nie, en as die woord van God nie lewend is in ons gees nie, en as die woord van God nie verstaan en in ons hart bewaar nie, gaan ons sekere goed vra, wat al klaar in die woord uitgesit is, en ons gaan geen antwoord kry van God af nie. Want God gaan nie iets anders sê as wat in sy woord is nie. Wat hy sê is wat in sy woord staan. Al wat hy wil hê ek moet doen is, ek is in die eerste plek geroep om 'n dader te wees van die woord. Dit uit te leef. En ek gaan nie nou voorbeelde gebruik nie. As jy dalk 'n voorbeeld wil hê, kan jy vir my kom vra. Maar in elke besluit, in elke keuse, in elke situasie, in elke omstandigheid wat in my lewe is, moet ek die Here vra, moet ek die Here vertrou vir 'n woord wat hy vir my gee. Daardie woord bring 'n fundament in my gees, 'n bekragtiging, daardie skrif, sodat wanneer ek in daardie saak begin wandel, in daardie saak begin leef, dan het ek iets waarop ek kan staan, naamlik die woord van God, wat hy aan my openbaar het. Jy weet, wie van ons sal so dom wees, om eiendom of enige iets aan te koop, sonder dat die persoon wat vir ons die ding verkoop het, vir ons 'n geskrewe dokument gee, waarin daar bevestig en bekragtig is, dat daardie eiendom of ding nou aan my behoort. Elkeen van ons soek so iets. Nou net so is die woord van God, die dokument van God, van bevestiging en bekragtiging, dat ek in die wil, in die weg en in die saak van die Here is, rondom my besluit en rondom my keuse. Daarom moet ek die Here vra, en ek moet die Here vertrou vir die skrif in elke situasie en in elke omstandigheid. En dan praat ek nie van 'n skrifie nie. Ek het vir iemand nou eendag vertel van een ou wat vroeër jare toe ek net in die AGS kerk gekom het, was daar baie keer sulke dinge gewees van mense wat leiding soek oor 'n saak, dan het hulle die Bybel so bo hulle kop gehou. En dan het hulle gesê, Here, gee my tog geskrif, en dan het hulle die Bybel so opgeslaan en hulle vingers so gevat, en dan druk hulle dit so, en dan kyk hulle wat daar staan, en dan dink hulle die Here gee vir hulle skrif. En toe het een man dit eendag gedoen, en hy die Bybel so opgeslaan, Here, wat moet ek doen? En hy het sy hand so opgesit, en hy het die skrifverkering daar het gestaan, en hy het lees toe daai stukkie van Judas Iskariot wat sê, en hy het gegaan en homself opgehang. En hy sê, nee Here, nee, wag. Dis dalk nou nie reg nie, hierdie miskien die skrifgie wat U vir my gegee het nie. Nee Here, kom ons probeer weer. En hy sit die Bybel weer op sy kop, en hy maak so, en hy
druk so en hy maak skrifgie oop en daar staan, gaan jy en doen net so. Jy sien hierdie som, dis nie soos ek praat van kry skrifgie nie. Slaan die Bybel oop en kry ewe skielik 'n skrifgie en druk jou vinger nie. Nee, vra die Here om in jou hart woord te gee. Woord wat inhoud het en wat substansie het. Want dit is die belofte van die Here, dis die versekering van die Here, dis die krag van die Here, wat hy moet dra in die maande en in die jare wat volg. Jy weet, wanneer iemand vir jou profesie bring, wie van julle het al 'n profesie gekry van een of ander persoon af? Partykeer dan, as jy nie daai profesie neerskryf of dit dalk op band weer het nie, dan onthou jy nie meer so mooi wat die persoon gesê het nie. Is dit waar? Vervaag dit so bietjie. Partykeer dan sê jy goeters wat die ou dalk nie eens gesê het nie, omdat jy nie meer mooi kan onthou nie. En baie keer dan droom ons 'n droom. En later dan kan ons nie meer mooi onthou wat alles in die droom gestaan het nie. As ons op hierdie goeters gaan steun vir dit wat die Here in ons lewe sê, dan steun ons op emosie en op gevoel. Want môre droom jy weer 'n ander droom wat jou ontstel. En oormôre profeteer weer 'n ander ou vir jou iets anders wat nie in lyn is met wat die vorige profeet gesê het nie. En ons lewe op en af lewe, maar as ons die woord van God het, die woord van God kan nooit verander nie. Die woord van God staan altyd vas. Die woord van God is altyd geïnspireer deur die krag en die salwing van God. En as ek die woord in my lewe het, dan dra dit vir my deur al die maande en al die jare. Wanneer dinge begin swaar gaan, wanneer die vyand begin aanvalle bring na my toe, wat ek dalk nie verwag het nie, dan kan ek die woord vat wat God vir my gegee het, en ek kan op daai woord staan en sê, Here, U het dit vir my gesê. Dit is wat U vir my gedeel het, en jy haal die woord uit, jy hou dit voor hom, en jy hou dit voor die gesig van die vyand, en jy sê, dis wat God in my lewe wil doen. En jy kan vas staan en deurstap in daardie omstandigheid. Amen. Ek wil eintlik nou 'n lied gesing het, want ek wil nou graag met die volgende punt voorgaan, maar ek was nou bang, julle is dalk moeg teen die tyd. So kom ons skiep maar die lied, is julle reg? Ek wil gehad ons met hierdie lied sing, ons sal oorwin deur die bloed van die lam, en deur die woord van ons getuienis. Weet jy net dat geen getuienis kan 'n ware getuienis wees, as dit nie getuig van hoe die woord van God in jou lewe waar geword het nie. Jy het nie getuig, ek wil nou nie voorbeelde gebruik nie, maar wanneer ek getuig, dan moet die woord van God daardeur as waarheid verklaar word. God het gedoen wat hy gesê het. God het nagekom wat hy beloof het. So dis 'n getuienis in my gees, en die vyand kan niks daarteen doen nie, want God is 'n waarmaker van sy woord. Ons sal oorwin deur die woord van ons getuienis en deur die bloed van die lam. Goed, kom ons gaan na die laaste punt, die laaste sleutel, die 7de sleutel. En dit is die gemeente van God. Die 7de sleutel is die gemeente van God. God se gemeente beteken God se mense van die Gees. Die wat in die Gees lewe en die wat deur die Gees wandel. God se gemeente is mense wat deur sy Gees gelei en geleer word. En die samesyn wat ek met hulle het, die gemeenskap van die heiliges, die inspraak ter bevestiging van die mense van die Gees, is van ontsaglike belang in elke kind van God se lewe. Die feit is dat ons vir mekaar kan bid en kan intree en sodoende saam kan hoor in die Gees. Luister bietjie wat sê Paulus in Efesiërs 3 vers 8 tot 12. Hy sê, aan my, die geringste van al die heiliges, is hier die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig,
en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus. Ekskuus, ek het nou van dit weggehaal. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word. Volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het met vertroue deur die geloof in hom. Let op wat sê Paulus, let op na sy woord, hy sê, die evangelie van die onafspeurlike rykdom van Christus, die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God, wat alles geskape het deur Jesus Christus, die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Hy sê, van Christus, deur Christus, in Christus. Die kern van die werking en die openbaringe van God, my vriend, is Jesus Christus ons Here. Sonder hom is alle openbaringe en alle werkinge te vergeefs. God het 'n heerlike en 'n wonderbaarlike plan vir sy kerk. Sy kerk wêreldwyd, sowel as die plaaslike gemeente in elke dorp en stad op hierdie aarde. 'n Profetiese plan van die menigvuldige goddelike wysheid wat verborge was en slegs in en deur die openbaring en verkondiging van Christus Jesus bekend gemaak kan word en sigbaar kan word. En God het gekies, luister mooi, dat dit deur sy gemeente bekend gemaak sal word. Alles wat hy in Christus Jesus gedoen het, alles wat hy deur Christus Jesus gedoen het, alles wat hy vanuit Jesus Christus aan ons vertoon, het God gekies dat dit sal bekend gemaak word deur sy gemeente. En sy gemeente bestaan uit wedergebore mense. Mense wat uit elke stam en volk en nasie en taal gewas is deur die bloed van Jesus. En God het hierdie besluit 'n ewige voorneme gemaak. Dis nie iets wat hy op die hitte van die oomblik besluit het nie. Dis nie iets wat hy besluit het die oomblik toe Jesus Christus aan die kruis van Golgotha gesterf het nie. Dis 'n ewige voorneme in sy hart om hierdie verborgenheid van sy menigvuldige wysheid bekend te maak in elke dorp en in elke stad wat daar op hierdie planeet aarde is, deur sy nuwe skepping, deur sy gemeente, die plaaslike gemeente van Christus in elke dorp en stad. En God het dit opgevat en dit vasgemaak in Christus Jesus van alle ewigheid af. Paulus sê dat aan almal aan die lig gebring sal word. Met ander woorde dat alle mense deur God se gemeente sal sien wat die gemeenskap is van die verborgenheid van Christus Jesus. Daarby bedoel hy dat almal van ons kan sien hoe God mense kan vat wat verskil in agtergrond, wat verskil in opvoeding, wat van verskillende nasies en volke en stamme en tale is, met verskillende kulture kom, met verskillende situasies te doen het, in verskillende omstandighede is, uit verskillende families, uit al die families van die aarde, en hoe God hulle almal kan vat, en hulle in 'n eenheid saam sit, en aan hulle genade gee, om God se fenominale plan vir ons dorp en vir ons land uit te voer en te voltooi. Daarom sit God ons saam in een fellowship. Hy doop ons met een gees, in een liggaam, sodat ons in en deur ons samesyn en ons gemeenskap met God se koninkryk en met mekaar dit kan beleef en kan ervaar en kan uitleef wat in die hart van die Vader is onder mekaar. En almal wat kyk na hierdie gemeente van God, kan sien en ervaar hoe God regtig is. En die manier hoe dit gebeur, my vriend, is deur ons innige gemeenskap, deur ons samesyn, deur ons onbreekbare verbintenis aan die Here God en aan mekaar as medegelowiges. Die profeet Sagaria sê die volgende in Sagaria 12 vers 1, hy sê, Godspraak. Onthou dit wat gesê word, is 'n Godspraak.
Dit staan daar, Godspraak, hierdie kom van God af. Die woord van die Here oor Israel, dit is die Godspraak. Die Godspraak is die Here spreek. God sê vir ons, hy praat, hy spreek. Die Here wat die hemele uitsprei, die Here wat die aarde grondves, en die Here wat die gees van die mens in sy binneste formeer. Formeer beteken om te maak of om te vorm vir 'n doel. Nie maar net om te maak en te laat staan nie, maar vir 'n doel. Die profeet Sagaria sê, die Here spreek, dis 'n Godspraak. Hierdie Here het die hemel gemaak, hierdie Here het die aarde gemaak, en hierdie Here die gees van die mens in sy binneste formeer. Waarom? Sodat jy die stem van God kan hoor. Dis hoekom God jou gees in jou geformeer het, sodat jy God kan hoor. Sodat jy kan hoor as hy praat. Sodat jy met hom innige gemeenskap kan hê. Intieme samesyn, onbreekbare verbintenis. Die vermoë is in my as kind van God om God te hoor, om sy stem te kan hoor en om met hom gemeenskap en samesyn te kan hê. Hierdie gemeenskap en samesyn verseker in my geestelike groei en vooruitgang. Dit verseker dat ek beskermd sal wees in alle omstandighede. Dit bring leiding, lering en inspraak. Dit bring dat ons mekaar kan ondersteun en kan help deur die Gees om nie meer te sondig nie. Gemeenskap bring versorging. En God het ons geskape vir gemeenskap en samesyn. Die mens gaan agteruit as hy gemeenskap begin verwaarloos. Die mens gaan geestelik agteruit wanneer hy die gemeenskap met God en met God se mense verwaarloos. Wanneer hy die samesyn breek en die eenheid verbreek of verwaarloos. Want ons is heel eerste geroep om gemeenskap te hê met God in sy teenwoordigheid, persoonlik met hom tyd te spandeer in sy woord, in gebed en deur my daaglikse wandel deur die Gees. Maar ons is in die tweede plek geroep om met God se mense, die wedergebore mense wat wandel deur die Gees, gemeenskap te hê, naamlik met die gemeente van God. Dit kan plaasvind deur die samekoms van gelowiges soos vanoggend, by 'n biduur, by kleiner groepe soos huisselle en ander samekomste wat die gemeente reël, as ook deur die saamkuier en die saamwees wanneer vriende van die Here mekaar besoek en by mekaar in die huise by mekaar kom. Maar weet u wat, gemeenskap is meer as om net woorde te sê. Dis meer om net te sê, ek sal saam met jou bid. Dis meer om net saam te kuier en saam te eet, om huisbesoek te doen, om saam te gesels en met saam te kommunikeer. Al hierdie dinge is deel van gemeenskap, maar die gemeenskap is ook meer as dit. Die Griekse woord wat gebruik word is koinonia. En dit beteken to share intimately, to be very close to one another, to cherish one another, to fellowship or to have companionship with one another. Dis om absoluut en volkome plesier en tevredenheid te vind in mekaar se teenwoordigheid. Om in my diepste wese en my innerlike hart saam met God se vriende, my vriende in die Gees te wees en saam met hulle te deel en bekend te maak. Dit beteken ons wandel met mekaar in goddelike integriteit en waarheid en ons vertrou mekaar in die Here. Weet, baie keer voel dit vir my dat die samesyn van gelowiges of die saamkom van gelowiges is maar net nog 'n plek om te skindersessies te skep. Maar dis nie wat gemeente en wat koinonia beteken nie. Koinonia is 'n innige samesyn en 'n intieme, onbreekbare verbintenis tussen wedergebore mense. Mense wat geleer het om in die Gees te lewe, deur die Gees te wandel en ook deur die Gees te bedien. Dit maak dat ons as mense van God
wat in ons gemeenskap en samesyn met mekaar hierdie goddelike beginsels en dissiplines eer en waardeer en respekteer en uitleef, dat ons heilig, sonder gebrek, vlekkeloos en onberispelik voor die Here bevind mag word. En dit is van hierdie gemeenskap wat Paulus praat, of die Hebreërskrywer praat, as hy in Hebreërs 10 vers 27 sê, laat ons onderlinge byeenkoms nie versuim, so sommige die gewoonte het nie. Maar laat ons mekaar vermaan, en dis des te meer, na mate julle die dag sien naderkom. Ons gemeenskap, my vriend, ons fellowship, ons samesyn, is eintlik 'n belegging in die gees. Ek belê van myself in ander. My krag, my energie, my liefde, my woorde, my omgee, my dade, my finansies, my besittings, my wese, my oorwinnings, my suksesse, my deurbrake, my teleurstellings, maar ook my swakhede. Nee. My vooruitgang, my opwinding, my heerlikheid, my seën, my insprake. Ja, my alles belê ek en maak ek deel van jou. Sodat ons mekaar kan bekragtig, mekaar kan ondersteun en so saam met mekaar in die wil van die Here kan wandel en op die weg van die Here kan wandel. Gemeente is baie belangrik. Ons is daar vir mekaar. Moenie iets besluit sonder om die gemeente te ken nie. Want binne in die gemeente is mense wat God se hart kan hoor saam met jou en jou kan help. So ek gaan net weer hierdie 7 beginsels, die 7 sleutels vir u neersit. Die hart van God, die teenwoordigheid van God, die visie van God, die stem van God, die Heilige Gees van God, die woord van God en die gemeente van God. Ek wil afsluit met hierdie skrif in Romeine 15 vers 5 tot 7. En ek wil dit bid oor ons. Mag die God van leidsaamheid en bemoediging aan julle gee om eensgesind onder mekaar te wees ooreenkomstig die wil van Christus Jesus. Sodat julle die God en Vader van ons Here Jesus Christus eendragtiglik uit een mond kan verheerlik. Neem daarom mekaar aan soos Christus ons ook aangeneem het, tot heerlikheid van God. Een Engelse vertaling sê, may our dependently steady and warmly personal God develop maturity in you so that you get along with each other as well as Jesus gets along with us all. Then we'll be one choir, not our voices only, but our very lives, singing in harmony in a stunning anthem to the God and Father of our Master Jesus. So reach out and welcome one another to God's glory. Jesus did it. Now you do it. Amen.